Goeiemôre, ja, ek sluit my Pinksterreeks af vandag met gebed deur net hierdie video vir julle uit te stuur. Die wapenrusting het gegaan, die oproep tot geestelike bewapening. En die Here waarsku ons en deur die mond van Paulus, waar hy sê by elke geleentheid wanneer julle bid en smeek, moet julle telkens deur die Gees bid. Nee? En daarom moet julle waaksaam wees deur volhardend te pleit vir al die heiliges. Die Here roep ons op om met die wapenrusting die een oomblik sonder gebed in te gaan nie. Ons het die gordel van waarheid aangetrek, die borsharnas van geregtigheid, die skoene van vrede, die geloof van skuld, helm van verlossing en dan die swaard van die Gees wat die woord impliseer, kan ons nie opneem sonder gebed nie. En eintlik is gebed nie dan nog 'n stukkie wapenrusting nie, maar dit is eintlik die asem waarom die hele wapenrusting gaan. Want jy kan al die regte toerusting in jou lewe hê, maar as jy nie 'n asem het nie, is daar geen lewe nie. Jy kan die regte Bybelkennis hê, maar sonder gebed raak geloof droog. Jy kan die waarheid ken, maar sonder gebed verloor jy die krag. Alles in die lewe werk deur gebed en dit wil sê deur verhouding met God. Gebed hou jou in verbinding met God. Geen soldaat veg lank op hierdie op die veld nie of in die slagveld sonder om met die bevelvoerder te praat nie. En tog probeer ons as Christene ons lewe alleen aanpak, ons oorloë en al die swaar kry self aanpak en self vir ons raad gee sonder om aan te doen by die bevelvoerder. Ons probeer self vrede maak en self deurdruk. En dan wonder ons hoekom ons geestelik uitgeput raak. Want gebed herinner ons hoef niks alleen te veg nie. Gebed is nie net 'n godsdienstige pliggie of 'n ritueeltjie wat jy moet doen nie. Gebed is verhouding en ons weet dit. Dis om met God te praat en om saam met God stil te word en om juis jou krag by hom te vind, om te hoor watter kant toe en om dan vrede te ontvang vir die situasie waarin jy jou bevind. En wanneer jy bid, onthou jy, God is naby jou. Die vyand wil jou stil maak. Is interessant, Satan gee nie om dat jy kerk toe gaan nie, hy gee nie om dat jy Bybel lees nie, maar o aarde, 'n biddende Christen maak hom bang. Want gebed bring jou in afhanklikheid by God, en dis hoekom die vyand mense so maklik moeg maak. En aanhou om hulle aandag af te lei, en besig te hou met onbenullighede en moedeloos te maak, en laat dink, ag, wat help het ek bid? Dit help mos nie, want as 'n Christen wat ophou bid, begin krag verloor. En dis presies wat die vyand Satan, van wie ons so baie gepraat het verlede week, of hierdie week, net nie van nou nie. Gebed is nie, dit wil sê net daar vir jou ou krisisse nie, maar juis die oggend wanneer jy jou wapenrusting aantrek vir die pile wat jy nie sien kom nie. Jy sien, want baie mense bid eers wanneer hulle uitmekaar uitval, wanneer daai pile uitmekaar geskiet het. En Paulus sê dan vir ons, bid by elke geleentheid. Gebed is nie 'n noodlyn nie, dis 'n leefstyl. Bid in jou vreugde, in jou onsekerheid, in jou pyn, juis wanneer jy uit jou vel uit wil spring. Gebed is die hart wat oop is voor God, met al jou emosies. Baie keer wil ek anders wees as wie ek is, want ek voel ek is so eerlik en opreg voor God, dat ek wens net ek is bietjie meer vroom, maar God sê, kom in elke situasie na my toe. Gebed verander nie jou situasie nie, dit verander eerste vir jou, en dan het jy nuwe krag in die situasie waarin God jou plaas. Soms dink ons, as ek bid, moet God net die probleem tog nou wegvat, maar nee, die probleem bly, en dis vir jou wat God dan eerste begin verander, dan bring God vir jou vrede. Gee jou krag, wysheid
en rus jou toe in gaas. Toe Paulus hierdie wapenrusting vir ons geskryf het, het hy in die tronk gesit. En hy praat van vrede terwyl hy in 'n tronk as 'n gevangene sit. Hy praat van geloof en volharding. Hoekom? Want 'n biddende mens dra iets van God se teenwoordigheid saam met hom. Hy het in die tronk gesit en bid. Gebed hou jou wapenrusting, dit wil sê, die aanvalle teen jou brein, die aanvalle teen jou hart lewendig, en dink net vir 'n oomblik, sonder gebed raak ek koud. Dan is dit net eintlik 'n godsdiens wat ek pleeg. Geregtigheid sonder gebed raak wetties en geloof sonder gebed is oppervlakkig. Gebed bring lewe in jou lewe. Dit klink snaaks om dit te sê, maar gebed hou jou, dit wil sê nederig, afhanklik en sensitief van die Heilige Gees. Kom ons bid, gedurig, aanhoudend, nie omdat God ver van ons af is nie, maar omdat hy in jou wil leef en vir jou raad wil gee, terwyl hy binne in jou is. Jesus self het gebid. As iemand ooit sonder gebed kon leef, was dit juis Jesus. Maar hy het gereeld gebid. Hy het vroeg in die môre gaan bid, alleen op die berg, voor groot besluite in Getsemane en tot aan die kruis. Waarom? Want selfs Jesus het geweet, hy is voortdurend verbind aan die Vader, wanneer hy in gebed tree. En as Jesus gebid het, hoeveel te meer dan, ek en jy. Vra vir God dalk. Wanneer laas het jy regtig stil geword voor God? Wanneer laas het jy nie net gepraat nie, maar ook geluister wat God vir jou sê in jou stil word? Het gebed vir jou 'n gewoonte geword? Of is gebed werklik vir jou 'n verhouding? Leef jy uit jou eie krag? Ek wil vir jou uitnooi na 'n week van toewyding in Pinkster. Kom ons trek die wapenrusting aan en ons leef biddend voor God. Amen.